En die besprekings in die debatte was het duidelik geweest by die laaste algemene synode, as jy dit gestream het, dat daar eintlik glad nie iets van die woord gemaak is. Dat baie van die gesprekke is as gevolg van die wetenskap en die sielkunde, en hulle het nie net saam gepraat nie, hulle het die gesprekke oorheers. Interessant genoeg, as jy na die besluit van 2019 gaan kyk, is daar nie 'n enkele tekstvers wat in die besluit opgeneem is. So, ek praat van hierdie spesifieke besluit oor dieselfde geslag. Dit wil voorkom dat die algemene synode nie eintlik weet wat om die teks te maak van Levitikus 18, Levitikus 20, Romeine 1, Timoteus 1, Korintiërs 6. En daarom het eerder probeer verswyg en die verskoning van vasgeloopheid te wil gebruik. Volgens die algemene synode word die kerkrade aangemoedig om glad nie persoon se seksuele oriëntasie of identiteit in ag te neem as ons kyk of so 'n persoon geskik is vir die ambt. Ek wonder wat maak ons dan met 'n teks soos 1 Timoteus 3 wat sê 'n opsiener moet onberispelik wees, die man van een vrou ligter, ingetoer, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. As ek kyk op in 2 van hulle besluit, dan is dit vir my verder ontstellend. Daar word gepraat dat die eenheid met Christus en die belydenis grondslag is en dat die eenheid nie verbrokkel wanneer ons skrifhantering en skrifuitleg daarvan verskil. Ek kan nie sien hoe ons in een kerk die diep verdeling oor wesenlike etiese kwessies het en dan kan sê, maar dit gaan nie iets aan die eenheid van die kerk doen. Ons beleef dit op grondvlak anders. Het is mooi om te sê, het is mooi om te sê ons eenheid gaan so wees, maar die oomblik wat ons in praktyk kom, is dit nie so eenvoudig. Ek dink dit is ononthoubaar dat daar een kerk is met 'n diep verdeling oor etiese kwessies. Sodanige verdeling voel vir my, as ek na Matteus 12 kyk, waar Jesus gesê het, elke koninkryk wat onderverdeeld is, gaan te gronde. En dit voel vir my dat die kerk op 'n manier eintlik hier is. Die kerk voel vir my, kan nie wêreldse gedrag goedkeur en deel word van die morele verval in ons land nie. Dit lyk vir ons, as synode, dat ons nie met 2 skrifstandpunte as 'n eenheid kan funksioneer. Ek dink aan Jesus wat in Johannes 17 gepraat het oor die eenheid van die kerk, is almal teen die teks waar hy gesê het, dat hy gebid het, dat soos wat hy en die Vader een is, en dat jy is al so baie ene in daai teks wat mense weer en weer moet lees, maar dan sê hy, dat hierdie eenheid 'n getuienis sal wees vir die wêreld, dat hy die Christus is. Ek wonder of ons verdeeldheid nie op 'n manier ons getuieniskrag in die samelewing laat begin verloor het nie. En of ons stem as kerk nie begin verloor het, juis oor hierdie verdeeldheid. Punt 3 sê hulle dat die synode hulle verbind tot 'n nederige luister na mekaar. Ek kan nie dink dat ons regtig nederig na mekaar geluister het nie. En ek wil aansluit by ons vorige voorsteller, dat ek vir my voel dat die synode nie luister na mense wat anders dink as hulle nie. En dat ons stem net nie meer tel nie. Na aanleiding van artikel 37 van die kerkorde, staan het samestellende kerkvrou met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam ensovoorts vir die algemene synode verband te tree, wanneer hulle so stap voor God in die lig van sy woord kan aanvaardig. En daarom sou ek graag die volgende voorstel wil indien, en dis voorstel 2 wat voorstel